Ek groet julle. Ek en Roy Cardina is hier op die kampus van die Universiteit Vrystaat. Dit is koud hier in Bloemfontein. Eintlik baie lekker. Ons is hier by die kunstefees, die Vryfees. Dina is vir 'n paar dae besig om elke dag 'n rakoviering te doen. Klomp mense wat elke dag kom vir 'n paar dae. En die feesvieringe is nou daar onder toe. Hulle begin eers 10:00 hoor ek. So hier was dit altyd, die stalletjies, alles was altyd hier, maar nou is dit rustig en stil. Ja, hier onder die boom. Wonderlik. Vars, heerlik. Praat van boom. Indien jy sou kon stem, kyk, een van die dae is mos nou verkiesing, groot munisipale en streeksverkiesings. Nou, indien jy kon stem vir 'n boom, as God 'n boom of 'n struik, 'n bos, koning, regeerder kon maak, waarvoor sê jy stem? Wat se boom? Nou die eerste gelykenis, julle weet mos nou, Jesus het baie kere in gelykenisse gepraat, stories wat hy vertel het, beelde. Nou die eerste gelykenis in die Bybel gaan oor bome. Bome wat verkiesing hou. En die vraag is, wie is koning? Wie moet koning wees? Wat doen 'n koning? Die koning regeer. Die koning se wette en reëls moet gehoorsaam word. Die onderdane moet gehoorsaam wees. Die koning moet lief wees vir sy onderdane. Die koning moet hulle opbou, hulle nie wreed behandel en afbreek nie. Daar was wrede regeerders deur alle tye. Daar's vandag nog regerings wat eintlik nie die naam regeerder koning werd is nie. Besluit maar self, hier of daar of waar. Nou, in Israel was dit maar 'n stryd om die regte koning te kry. God wou nooit 'n koning gehad het nie. Maar uiteindelik het God gesê, goed, ek gee vir julle 'n koning. En die dinge het nie altyd so goed uitgeloop nie. Nou is dit chaos. Dit is chaos. En in Rigters, hoofstuk 9, lees ons so 'n verhaal van wie moet koning wees. Soos ek gesê het, koning regeer, koning is lief vir die onderdane, 'n goeie koning versorg die onderdane. God, dit is hoe God is, dit is wie God is, ons volmaakte koning, né? Jesus, ons die koning van die konings, né? En dan moes die koning, die regeerder, moes God se beeld vertoon, God se reëls nakom, maar die mense moes na die koning kyk en weet, God is koning. En nou kom Genesis 1 en sê ons is geskep na die beeld van God, om namens God te regeer. Want dis wat 'n koning moet doen. En dan in Petrus, die apostel Petrus skryf in een van sy briewe, dat ons 'n koninklike priesterdom is. Priesters wat offer, onsself offer, offers bring, mense versorg, bid vir mekaar. Dis 'n ander preek daai. Koninklik om te regeer oor die sonde, oor die lyding, oor swaar kry, om onsself te regeer en te beheer. Om dit wat sleg is, te regeer. In beheer te wees van dit wat in ons lewe gebeur. Maar dan namens God optree en versorg. Rigters 9. Abimelech, die seun van Jerubbaal. Name
En die betekenis van die name speel hier 'n groot rol. Abimelech beteken vader koning, vader koning. Nou hier lyk dit, hier's 'n ideale een, hy's soos 'n vader wat versorg, nê? Wat die onderdane soos kinders sal versorg en mooi na hulle kyk. Melech, koning, vader koning, seun van Jerubbaal, dit is Gideon. Jerubbaal, dadelik skrik jy, want die naam Baal, die naam van 'n afgod. Nee, Jerubbaal beteken die een wat Baal oorwin het. Die een wat Baal oorwin het. Dis eintlik 'n wonderlike naam. Mense skrik en sê, Jerubbaal, is Baal die oorwinnaar? Nee, Gideon het die afgode, die slegte magte oorwin. Hy het na Sichem toe gegaan, na sy ma se mense toe, vir hulle en vir die hele familie gesê, vra vir al die leiers van Sichem, is dit beter as al 70 seuns van Jerubbaal, Gideon, oor julle regeer, of as net een oor julle regeer? Julle weet goed, ek is een van julle. En Abimelech se familie het dit vir die burgers van Sichem gevra. Hulle was bereid om vir Abimelech te aanvaar. Hulle het gesê, hy is een van ons. Nou hier word niks gesê dat God geraadpleeg word nie. God word nie geken in die saak nie. En dan raak mense wanhoopig, dan raak mense desperaat. Jy kry dit in regerings, jy kry dit in ons eie land, partye wat regeer in wat ook al, mense, jy kry dit in huise, in ons eie lewe, waar God nie die koning is wat regeer in ons lewe nie, sal ons enige gemors vat om ons probleme op te los, om ons te help. En hier sien jy dit, vers 4, hulle het vir hom so wat 1 kilogram silwer uit Baal beriet, die afgod se tempel gegee. En daarmee het Abimelech vir hom leegleers, wat niks beteken nie, soort van kriminele. Laat my dink aan sekere regerings en sekere karakters in ons land wat probeer om te regeer, maar dit nou daar gelaat. Ek wil nie hier nou daarop ingaan nie. Miskien is ek en jy, luister mooi, miskien is ek en jy 'n geestelike leegleer, rondlê, nie veel vir die Here God doen nie, nê? Om sy volgelinge te wees. Toe sy na sy pa se huis in Ofra, hoor net hier, hy het die 70 seuns van Jerubbaal, sy broers, op een klip gaan doodmaak. Dis wat gebeur wanneer God nie koning is nie. Dis wat gebeur in ons land. Links en regs mense uitgehaal, doodgemaak. Wanneer ons probeer dat daar geregtigheid is, dat die wet moet plaasvind, dat kriminele aan die pen moet ry, hoe mense net doodgemaak word, vermoor word. Jotam, die jongste. Jotam se naam beteken God is die perfekte een. God is die perfekte en die volmaakte. God, Jesus, moet in jou en my lewe wees. Die perfekte een. Want dan smeer dit af van ons. Of dit dra oor aan ons, dat iets van God dan, sy eienskappe, Jesus se eienskappe in ons lewe na vore kom. Hy het oorgebly, want hy het weggekruip. Nie 'n lafaard nie. Hy weet God het 'n plan met hom. God wil hom gebruik. Soms moet jy veg, soms moet jy vlug en wegkruip, want God wil jou gebruik. Al die burgers van Sichem, al die mense van Milo het bymekaar gekom vir Abimelech gaan koning maak by die groot boom langs die klippilaar van Sichem. Dis aan Jotam vertel. Hy het op Gerisemberg gaan staan, vir hulle geskreeu. Dis simbolies, baie belangrik. Ek dink aan Jesaja 40,
Die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Die volk is in ballingskap. God sê, ek gaan uitkoms gee, gaan vertel het. En dan kom daar iemand, wie ook al, en sê, maar wat sal ek sê? Ek het niks om te sê nie. Ons is soos gras wat verdor en blomme wat verwelk. En dan sê die profeet, God deur die profeet, gaan, nee, kom, gaan klim op 'n hoë berg. Met ander woorde, die berg in die Bybel, berge, Jesus se bergpredikasie van 'n berg af, die gesag van God, die gesag van Jesus, die stem van 'n profeet, en hy skreeu, hy is nie bang om dit te doen nie, luister na my, en dan sal God na julle luister. Hy sê, hoor hierso, julle kan maar na my luister, julle kan my woord maar neem, ek praat namens God. Kan mense dit van jou sê, dat jy met vertroue, nie te veel nie, nie hoogmoed nie, maar 'n nederige selfvertroue, dat jy kan sê, luister, volg my voorbeeld, soos Paulus op baie dele sê, jy mag maar my voorbeeld volg, in 'n huis, ouers, kinders is soms vir ouers die voorbeeld, nie, maar dat ons as kinders van die Here, verteenwoordigers van God, kan sê, luister, kyk na my, en saam sal mense ons na God se stem luister, en God sal na ons luister, en hoor wat ons vra. En dan vertel hy die gelykenis. Die bome het op 'n dag gegaan, vir hulle koning te salf. Kom ek lees oor die bome. Hulle het vir die olyfboom gesê, wees koning oor ons, maar die olyfboom het vir hulle gesê, moet ek my olieprys gee, waarmee eer betoon word aan gode en mense, moet ek tussen die bome gaan ronddwaal? Toe sê die bome vir die vyeboom, kom, wees jy koning oor ons. Maar die vyeboom sê vir hulle, moet ek my lekker soet vrugteprys gee? Moet ek tussen die bome gaan ronddwaal? Toe sê die bome vir die wingerdstok, kom, wees jy koning oor ons. Maar die wingerdstok sê, moet ek my wynprys gee, my wyn wat gode en mense bly maak, moet ek tussen die bome gaan ronddwaal? 3 bome, en al 3 dra vrugte, en dis die vereiste dat daar vrug sal wees. Daarom in die Nuwe Testament, wanneer die Heilige Gees in ons lewe werk, Galasiërs 5:22, die vrug van die Heilige Gees, daar moet vrug wees. Daar moet vrug wees. 'n boom, Psalm 1, 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, om vir mense betekenis te hê, en dit is wat hier gevra word, sal ons, wat namens God lewe, God se koningskap moet bekendstel, sal ons vrug dra, wat vir mense iets beteken. Nou wat hierdie eintlik wil sê is, God is die koning. Al hierdie eienskappe van hierdie 3 bome, God, Jesus, gee dit vir ons. Hoor jy wat ek sê? God gee dit vir ons. Ons moet dit by God kry, dan kan ons dit weer uitdeel. Die olyfboom, die olywe natuurlik, eksotiese, saam met die brood en so wat die stapel voedsel was, maar olywe en vye en druiwe op 'n bord, koningskos, fantasties. En die olyf wat dan sê, hierdie is mos 'n olyfboom. Ja, dis 'n olyfboom. Ja, ek staan nie onder 'n olyfboom. En die olyfolie, om die lamp aan die brand te hou. Lig, Jesus wat sê, ek, Jesus is die lig vir die wêreld. Julle is die lig vir die wêreld. Hou jou geestelike lamp. Hou die eienskappe van Jesus, van God, brandend. In die wêreld, waar ook al. Elke oomblik. Die olyfolie wat gebruik is om die profeet, en die priester en die koning te salf. Symbool van God wat aanstel, bekwaam maak. God gee vir jou, vir my die salwing, ek wil dit so noem. Julle ken die woord sekerlik, 'n salwing. Dis wat ons moet wees, dis wat die koning daai tyd moes wees, 'n salwing vir mense. En dadelik dink jy aan
Die olie, die salf wat genees, olie wat gebruik is ook vir genesing. Dis belangrik. Ook die vyeboom, vyekoeke wat baie keer op wonde geplaas is, op seer plekke, genesing, lig en lewe, die Heilige Gees, wat met olie vergelyk word. Wat 'n soort koning is jy? Wat 'n kind van die Here is jy? Is daar iets van 'n olyfboom in jou lewe? Lig, lewe, genesing, 'n salwing deur God aangestel, 'n roeping om sy profeet te wees wat standpunt inneem, om sy priester te wees wat offers bring, jouself offer, wat uitdeel offers om aan mense goed te doen, om hulle te versorg, vir ander te bid. Die vyeboom, die soet. Hy sê ek gaan nie my soetigheid, my voeding, want kyk, olywe, vye, druiwe, het gaan nie oor voeding. Wie gee die ware voeding? En natuurlik, Jesus sê, ek is die brood van die lewe. God gee die voeding. Esegiel kom God, hy sê vir die profeet, neem hierdie rol, hierdie boekrol, gaan deel dit met die mense, maar dit moet eers deel van jou word. Dit moet eers deur jou gaan. En daar staan, dit was so soet, soos heuning. In Psalm 119 lees ons ander dele in die Bybel ook, die soetigheid van die woord, soos heuning. Aangenaam vir mense, soos 'n partytjie, soos 'n fees. Is daar iets van die vyeboom in jou lewe? Dit is wat God vir ons wil wees, om die bitterheid weg te neem, die onaangenaamheid, en om die soetigheid in ons lewe te bring. Soet woorde. Nie net, jy moet nou soet wees, hoor. Ons sê dit mos vir mekaar ook. So wees nou soet, julle kinders, asseblief, was julle soet? Nee, om soet te wees vir mense, aangenaamheid. Die druiwestok, die druiwe, daardie verskillende korrels, maar die eenheid. Hier gaan die eenheid wees nie, is verdeeldheid in die koninkryk van Israel. Daar's moord, daar's geweld, daar's verdeling, daar's misdaad. God se wil word nie gedoen nie. Daar's afstand tussen mense, daar's afstand tussen God en mense. Maar dan die wyn. En wat symbool dan ook is van die oorvloed. Wel, die olie ook. Die olyfolie. Maar die wyn, die wingerdstok. Jesus wat sê, ek is die wingerdstok, julle is die lote. Jesus se nagmaal wat hy instel, wyn, brood en wyn. Daardie oorvloed, maar om te sê die lewe is 'n fees. Lewe is 'n fees. En wyn was ook saam met die brood die stapel voedsel elke dag. Hulle het nie gesuip nie, hulle moes nie suip nie. Dis wat Abimelech hulle doen, hulle versuip hulle aan die geweld en die gemors, enige gemors, want God is nie koning in hulle lewe nie. Nee, die fees. God wil jou lewe 'n fees maak. God wil jou lewe 'n fees maak. En dan kan jy maar verder gaan lees hoe dit verloop. Abimelech is as koning aangestel, maar net vir 3 jaar lees ons. Ja, maar dit is 'n lang tyd. Jy dink hy gaan onmiddellik afgesit word of gestraf word? Nee, want hy sal ondergang toe gaan. Hy sal ondergang ervaar, want wie sê toe hy sal koning wees? Toe sê die bome vir die doringbos, kom wees jy koning. Die doringbos sê vir hulle, as julle my werklik wil salf, dat die koning oor julle kan wees, in my skaduwee kom skuil. Daar is nie regtig 'n skaduwee in 'n doringbos nie. Dis 'n bos. Jy kan nie regtig, dit steek, dit hak. Dit gaan vir jou verniel.
En as julle dit nie kan doen nie, sal daar 'n vuur uitgaan uit die doringbos, en dit sal die seders van die Libanon, daai trotse, pragtige bome, bos, plantasie, sal vernietig word en verbrand. Die vlamme sal versprei. Vernietiging. Ondergang. Is jy 'n doringbos? Ek wil hierdie preek wil ek noem Koning Doringbos. Dit klink soos hier op die kunstefees, die vryfees, soos een van die titels. Dit kan 'n titel wees van 'n opvoeding vir kinders. Koning Doringbos. Dan dink ek aan liewe heksie, nee, Koning Rosekrans. Nee, hier is geen rosekrans nie. Hier is net 'n doringbos. God dank vir die een wat gekom het en die straf gedra het, die lyding, die swaar kry, die sonde gedra het. Jesus Christus met 'n doringkroon, die vernietiging, die vuur, die vlam, die oordeel van God was op Jesus, dat ons kon vrykom. En hy staan op om vir jou en my die olyf en die vye en die wyn, die wingerdstok en die lewe en die voeding te gee. 3 jaar, Jotam moes weer vlug, lees ons vers 21. Hy was bang vir sy broer Abimelech. Dis alright. Ons is ook bang in die land vir baie magte en dinge en mense. Maar God sê, moenie dat dit jou oorval nie. Moenie dat dit meer sal wees nie. Moenie dat die bang wees meer sal wees as die geloof nie. Want Jotam behou sy geloof en sy selfvertroue in God. Want God, Jotam beteken God, die perfekte, die volmaakte. 3 jaar lank regeer Abimelech, vyandskap het gekom, hulle teen hom in opstand gekom. God het oor Abimelech gebring die onreg wat hy sy broers aangedoen het. Hy het hulle vermoor, en God het sy dood gewreek. En uiteindelik, soms moet ons maar jare en jare wag in die wêreld, in ons land, ons weet nie hoe lankie, dat God se wil sal geskied. Ek wil klaarmaak. Mag die Here vir jou wonderlik seën om sy koning te wees, waar jy ook al is. Namens hom mag jy die vrugte van God se koningskap ervaar. Mag jy 'n Jotam wees, dat iets van God se perfektheid, sy volmaaktheid in jou sal wees. Mag hy jou volmaak met sy wonderlike eienskappe. Mag die Here jou en my bewaar, dat daar nie van jou en my gesê word, Koning Doringbos. Mag dit nie so wees nie. Amen.